Ons kuier vandag hierso in Wakkerstroom by Pikkie Ys en dis een van die manne wat 'n kardinale rol speel in die jaar se nasionale veiling. Ons gaan 'n bietjie meer by hom uitvind hoe die nasionale veiling bymekaar kom, die dag voor die tyd, hoe hulle presies alles gereël het en wat jy saam met hulle kan leer. En hulle het ook 'n paar spesiale gaste wat hierdie dag vir enige beesboer die moeite werd gemaak. So, kom luister, kom leer en dit is altyd lekker om hier met Pikkie te gesels. Pikkie, hoe gaan dit? Tinus, baie goed en jy? Nee, baie goed, dankie. Pikkie, Drakensberg nasionale veiling en ek dink die ouens kom maar hier luister, julle doen regtig iets spesiaals, julle doen regtig die moeite. En ek dink as ek nou kritiek het op enige ras of op al die rasse is dat die beste diere nie altyd die veilings maak nie. Hoe het julle hierdie jaar seker gemaak dat as die ouens op die nasionale veiling koop diere wat hulle kuddes werklik kan vorentoe vat? Tinus, baie dankie vir die geleentheid en die voorreg. Ja, Tinus, ja, ons het maar soos laas jaar, ons het net laas jaar begin wat ons het gedoen het, wat die keders as hulle op hulle keringstoere gaan, sommer dan die ou se hele trop verse kyk en beoordeel en dan die beste verse uitsoek vir die nasionale veiling, wat hulle voel is vir die beste verse op daai gegewe stadium. Wat die bulle betref, kon die keders dan 'n bil nomineer, as hulle die teeler kan vir die bulle gewys, dat hulle 'n bil genomineer, en dan het ek agterna gegaan en net gaan verifieer dat die bil wel reg is vir die kommersiële, vir die nasionale veiling. Kort vir ons geraai oor as 'n bil reg is, hierso waar julle boer, ek sê altyd so mense, die vinnigste waar jy agterkom, iemand kan boer, is hierdie wêreld Hoëveld en ek kom enige deel van hierdie Drakensberger deurvat, as jy hierdie nie reg doen, gaan jy baie vinnig agteruit, gaan jy harde lesse leer. Die bulle wat jy kies om nasionale veiling te gaan, wat julle gekies het, hoe lyk daai tipe bulle vir jou? Wat is dit wat jy wil hê? Tinus, ja, dis 'n baie belangrike vraag. Funksioneel doeltreffende diere, aangepaste diere. Jy weet, Tinus, ons is eintlik maar 'n kommersiële ras. Ek dink dis algemene kennis van die modelboere in die land, kommersiële teelers. Ons is geweldig trots op ons kommersiële teelers. Daar's modelboere wat en hulle gaan jou uitvang. Daai diere wat vir fancy points geselekteer is, gaan wegraak en daai kommersiële kudde is ekstensief. So gefokus op manlikheid, aangepaste diere, bulle wat soos bulle lyk. Funksioneel doeltreffende bulle wat gemaklik beweeg, wat hormoonbalans toon en wat mens kan sien is geharde aangepaste diere. Die dag voor die tyd julle vir PJ Butler wat kom gesels, internasionale erkende persoon en wat werklik, dink al oor die 80 lande laas jaar dat hy waar hy gaan judge het. Dit is eintlik iets spesiaals om so iemand na te hê, maar ook 'n ou as jy nou luister, is hy nie 'n cattle judge nie, hy's 'n cattleman, as ons so kan die Engels kan gebruik. Maar wat is dit dat julle besluit het om so graag 'n ou soos PJ by die dag betrokke maak? Tinus, dit is vir ons 'n geweldige, ons is geweldig opgewonde en 'n baie groot voorreg dat hy ja gesê het om die dag voor die veiling, die 18de, gaan hy van die diere bespreek daar. Hy gaan fokus op funksionele doeltreffendheid, hormoonbalans, aanpasbaarheid, al daai belangrike goed in teeling. PJ is, soos almal weet, is wêreldwyd bekend en dit tereg wat jy sê is hoekom ek 'n groot aanhanger is van hom, is dat alhoewel hy 'n skouring beoordeel, het hy definitief 'n geweldige kennis van hoe die dier moet lyk in die praktyk op die veld om funksioneel te wees en definitief ons sien geweldig daai en ons nooi die mense om dit te verniet, hulle kan kom, hulle hoef nie deel te wees van die veiling die dag voor die tyd, die 18de Junie, en dit gaan ook regstreeks uitgesaai word deur Swiftvee. Ja, die dag as ons na so 'n dag kyk, dit gaan oor beesboere. Dit gaan nie net oor die ras en oor wie julle is nie, maar dit gaan oor baie meer as dit. En dit gaan, as jy kyk wie PJ is, 'n ou wat self in die Hoëveld geboer het, daar in die berge geleer het, wat verstaan hoe moeilik dit is om 'n ding te maak, ja werk. En dit is tog wat julle wil hê, daai grondbeginsels waarmee hy groot geword het, wil julle tog ook hê hy moet dit binne 'n ekonomie wat dit vir ons nie maklik maak nie wêreldwyd. Ja. Bietjie vir ons daar gesels. Definitief, Tinus, ons soos almal weet, die boerdery, dit gaan taai deesdae met die boerdery en in al die fasette, die insetkostes en die produkpryse. Ek dink ons beweeg weg van 'n produksiestelsel na 'n winststelsel, laagkoste stelsel. En ek dink enige persoon
moet een keer, ten minste een keer in sy lewe vir PJ hoor praat. Ek meen, jy het hom al verskeie kere gehoor en hom homself ontmoet. Ek is baie opgewonde. Ek kan die mense regtig aanbeveel. Dit sal beslis die moeite werd wees. Jy hoef nie Drakensberger teler te wees, jy skakel gerus in of kom woon dit by die dag voor die tyd Parys, 18 Junie. Pikkie, baie dankie, sien nou onder, en dit is 'n voorreg om diere soos hierdie wat hier agter my staan, so met my eie oë te kan sien. Baie dankie Tinus, dit is 'n groot voorreg, baie dankie vir jou tyd. As hy, maak seker, jy kom kuier sonder manne wat nou 5de generasie boere is en dalk meer, dink Pikkie mag dalk meer wees, kom hoor wat hulle sê, kom hoor hulle dink, en kom leer saam hoe ekonomie en funksionele diere by mekaar moet uitkom. Ek gaan daar wees, ons sal saam met Swift vir jou alles lewendig uitsaai. Tot 'n volgende keer, totsiens.